Julle kan maar sit. Hoe wonderlik is dit nie om die huis van die Here te wees. Ons het 'n sêding by Kairos. Iemand sal skree en sê, where is the church? Who is the church? We are the church. Ja, ons is die kerk. Maar die Here is in ons, en die Here is altyd by ons. Vanoggend het ek met 'n dankbare hart opgestaan. Dankbaar nie net dat ek op die Here se wakkermaaklysie was nie, maar dankbaar omdat die Here by my is. Dankbaar omdat ek hierheen kan kom om sy naam groot te maak. Om hom te verheerlik saam met die ander heiliges. Mag ek vra waar enige besoekers is? Ons heet nou net welkom. Net ons afkondiging, Sondagoggend om 9 is Sondagskool. Ek sien ons Sondagskooltjie groei baie mooi. Prys die Here dat hy ook begin werk in die jong span. En een van die dae sal ons definitief weer 'n jeugdiens hê. Of hoe? Ons prys die Here en ons glo dit sal gebeur. Nou het ons Woensdae om 7 ons gemeente bid hier. En ek wil vir julle sê, in ons bidure, so 'n bietjie anders as ons dienste. Met ons dienste bou die Here ons op. En in ons bidure is dit of die Here vir ons kom sê wat is fout, wat ons moet regmaak, waarmee hy ons help. Soms kry ons 'n bietjie pak. Maar dis wonderlik want ons bid vir mekaar. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir die kerk en die geheel. En die Here is altyd teenwoordig. Dan is daar opleiding die 8de Maart. En dit gaan juis oor offergawes en tiendes. Die verskil tussen dit. En hoekom ons moet tiende gee of offerande gee. Ons is nie 'n kerk wat geld preek nie, maar dit is tog nodig om die ligte aan te hou. Gister in die kursus wat ons gedoen het, sê Dr. Dawie en ons lees, die Here sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En die Heilige Gees herinner my, eerste vers in die Bybel wat sê, in die begin het God. En as jy dit wat die Here gesê het, ek is die begin. Jy sit dit in die plek van die begin en jy sê, in Jesus Christus het God die hemel en die aarde geskape. Dan is dit presies wat in Kolossense 1 vers 16 staan, wat sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is. Ek dink ons het vanoggend iets om oor bly te wees. Ons kan bly wees want die Here het ons geweef in ons moederskoot. Ja, en so het die Here ons ook geskaap. Nie net hier waar ons bly nie, maar alles wat ons het en alles wat ons is, het ons aan die Here te danke. 1 Kronieke 29 vers 14 sê, wat wie is ek tog? En wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van U. En uit U hand het ons dit aan U teruggegee. Alles wat ons is, en alles wat ons het, is dit dank aan U. Kom ons staan, sê. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, met dankbare harte, Here, staan ons vanoggend voor U, en ons dank U, Here, vir wat U ons maak. Here, dat U ons eensklaps gered het, my God, dit is so, en ons dank U vir daai redding, en
dat U elke dag in ons werk, Here, om ons na die beeld van Jesus te verander, Here. Dank ons U, my God. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan kom, Here, om U te verheerlik. Word dan verheerlik in die diens, Here. Word verheerlik in die musiek, Here, in die lofsang van die Heiliges, Here. En hierdie saam met ons. My God, kom werk in ons, Here. Maak elke hart ontvanklik, Here. Kom werk aan ons, soos vir dit U behaag. Ons prys en ons loof U, Here, vir wie U is. Ons koning, ons God, ons skepper, ons redder. Here, alles is te danke aan U. Ons prys en ons loof U in Jesus naam. Amen. Pastor Jannie. Julle kan net so vandag sit, ekskuus Pastor Jannie. Goeiemôre gemeente. Ja, ek wil vir jou vra of jy opgewonde is om in die huis van die Here te wees. As jy vanoggend opgestaan het en daar's 'n brandende gevoel in jou om vanmôre hier te wees omdat jy die Here wil dien, dan is jy op die regte plek. As jy vanmôre hiernatoe gery het en het gedink, ek ry hiernatoe en ek wonder wanneer gaan ons klaarmaak, dan moet jy dalk nou bid dat jy opgewonde raak om die Here te dien. Amen. Ek wil vir jou vanmôre ietsie deel. Op 'n stadium het ek 'n blaadjie gelees by 'n skool, by 'n kerk wat ek ontvang het. En hierdie blaadjie het my baie beïndruk, nie oor wat daarop gestaan het, nie oor dat dit 'n bladsytjie is en mense wat dit gedruk het nie, maar wat my beïndruk is die samesyn en die kommunikasie en die intrek van jou gemeente daarin. En ek dink, en ek praat al buite myself, maar die grootste ding wat die vyand doen, is om daardie te breek, dat daar nêrens 'n hakkie van eenheid kan kom nie. En ek het daaraan gedink, dat wanneer 'n ou so 'n blaadjie sal gee, mense dit sal lees, en daarby sal baat vind, en daarby sal skakeling vind in die gemeente. Want ons sien mekaar op 'n Sondag, en as ons gelukkig is, sien ons mekaar op 'n Woensdag. So daarom is so 'n blaadjie 'n middel om net 'n bietjie te deel, wat is die hart van die kerk. Nou ek het hierdie uit my eie uit saamgestel, en prof JP het my toegelaat, en ek het sonder grense opgetree, maar nie buite die grense nie, dankie daarvoor. En ek het gaan soek vir dinge wat mense noem oor, hoe is dit om 'n kind van God te wees? Hoe is dit om kerk toe te gaan? Waarom gaan ek kerk toe? Hoekom is kerk gaan noodsaaklik in 2025? En as jy hierdie gevolg het, het jy 'n paar van hierdie boodskappe gekry, en het jy gesien hoe skakel dit in mekaar. En jy sal sien, dit is nie noodwendig die direkte siening nie, want ek het nie almal geraadpleeg nie. Ek het nie by almal gaan sit nie. Maar dit gee jou 'n idee van wat dit is. En daarom het ek dit op die blaadjie gesien. Ek is nou by deel 2 van 'n vraag wat 'n persoon gevra het, 'n wêreldse persoon gevra het, hoe kan ek 'n beter kind van God wees? Die vraag sou seker gewees het, wat moet ek doen om 'n kind van God te wees? Maar ek het hierdie daar geplaas, juist dat ek wou hê, jy moet dit lees, en dat jy kan sien, hoor jy, ek stem en ek sien, hier is plek en ruimte vir groei. Met ander woorde, dit laat jou dink. Dit laat jou wonder oor my kindskap met die Here. En prof is besig met 'n wonderlike ding oor kindskap met God. Hy het gepraat van Vader Abraham wat vir die man gesê het, die ryk man wat daar in die doderyk was, kind, het hom kind genoem. Wonderlik daardie aanhaling. Maar as jy dit gaan lees, moet dit in jou hierdie opwek. En dit is die hele idee van die blaadjie. En dan is daar 'n kalender waarvan ek nie altyd al die inligting ontvang nie, maar ek sal dit op 'n stadium regstel, dat die mense wat betrokke is met seker maar vir my 'n WhatsApp groepie stuur, want by rekenaar se Teams is nie baie lekker nie.
So stuur maar vir my die datum en ek kan daardie datum hier op plaas. Ek kan nie die datum daar plaas as ek nie daarvan geweet het nie. Ek weet baie dinge, maar ek weet nie dit in my eie nie. En dan sal jy sien is daar plek vir gebed. As jy 'n gebedsversoek het, iets wat rarig is, stuur. Dat ons dit kan opplaas. Ons kan in die aard van die saak nie alles opplaas nie, maar ons kan opplaas wat belangrik is. En dan het ek so aan die einde, ek trek nou op by die 20ste vraag, dis 'n waar en vals, en ek weet nie hoeveel mense dit gedoen nie, maar dit was nogal interessant geweest om vinnig agter te kom hoeveel mense weet wat het met Kain gebeur, wie was Kain gewees en wat het daarna gebeur en hoekom het sekere dinge gebeur. Hierdie waar en vals vragies is nogal vir my 'n kopkrapper geweest. So as jy dit gedoen het, dan het dit dalk jou kop ook so 'n bietjie gekrap. My kop krap het maklik te mekaar want ek is maar 'n bietjie te mekaar. Maar daar is ook so 'n inkleer bladsytjie daarso, baie klein, maar dit is nou maar vir die oudjies om bietjie in te kleer. En die gedagte rondom dit is om daar ietsie te maak waarmee ons kinders ook besig gehou kan word. Daar is baie ruimte om te groei. Ek het baie by jou geleer, Vanessa, van vorige blaadjies wat jy daai tyd gedoen het. Ek kry dit ook net nie reg om dit so mooi te druk soos wat jy alles kon inkry nie, maar ek glo ek sal daar kom. So, sy was eintlik die voorloper daarvan, maar ek wil graag dat hierdie blaadjie 'n blaadjie word waar mense ietsie kan lees en wat die gemeente saamtrek. En dit is waaroor dit gaan. Maar jou aandeel sal waardeer word daarin en ons sal 'n platform op een of ander manier skep, al is dit 'n boksie daar agter waarin jy gooi en net sê hierdie is 'n idee wat ek het. Gaan ons noodwendig alle idees gebruik? Nee, maar sal ons gebruik dit wat tot verheerliking van God is. Maar dit gaan altyd tot die verheerliking van God. Maar baie dankie dat ek die voorreg kon gehad het en baie dankie. Pastor Jan is besig. Gaan die mic weg of hoor julle my aan daai kant? Is hy reg? Julle kan maar staan. Gaan jy weg hier? Kom maar gaan. Gooi hom. Nou kry ek nog maar op. Maar jullie het laatst niet goed genoeg gesing sonder my, so ek dink hierdie week sou julle dieselfde kan doen. Ons is maandag nie gewees om die mikrofone te stel en reg te maak, die batterye is vol, maar hy bly uitsny en ek weet nie regtig hoekom op die stadium. So julle gaan met sing. Amen. Ja. Ja. Ek het gister die voorreg gehad om by 'n huwelik te sit. Ek het hierdie seremonie gedoen, ons is genooi gewees. En hulle het my gevra om die seremoniemeester te wees. En die twee mense ken mekaar al 24 jaar. En gistermiddag toe die seremonie klaar is en ek staan by die persoon wat getrou het, oom Colin, toe draai sy na my toe te sê, weet jy Jean-Pierre, is 24 jaar later, en uiteindelik het sy gesê, sy sal met my trou. Hy sê, nou kan ek my huis toe gaan, en ek kan weet my saak met die Here is in orde. Die wonderlike ding is, Colin word hierdie jaar 78. Hy en Tanya Lek, Susan se tannie, hulle twee is gister getroud, en ek dink Tanya Lek is 73 as ek reg onthou. En ek het nie so baie met hulle gesit nie, soos wat ek met julle vandag sit nie. So kom ons try weer, sê die om die Here te aanbid. Amen. Gaan julle hard sing, want ek kan nou nie sing nie. Amen. Ons het nie so baie gister gesukkel met daai twee mense as ek met julle sukkel, so julle moet lewe kry vir hom. Amen. Ons is hier om die Here te aanbid. Amen. God is goed. Dis net die oortuiging van die Heilige Gees wat mense se harte kan verander, die huwelik aanbetref, die doop aanbetref, al die dinge wat mooi is in ons lewe. Dis God en God alleen. Amen. Amen. En ek is baie dankbaar vir die Here dat ons die voorreg gehad het gister om die twee mense te kon sien, waar hulle besluit geneem het op 'n baie volwasse, nie oud nie, 'n volwasse ouderdom.
So Tannie Louise, dis Elise se ma, waai net vir die mense Tannie Louise. Tannie kan nog man vat. Daar is nog baie tyd vir Tannie kan nog man vat. Dis ons reg. Prof, maar voorstel wat sy wil. So, ons sal die huwelik bevestig vir Tannie, maar nie bekommerd wees nie, ons sal dit doen. Sal as julle reg? Ok, want ons gaan.
Halleluja. Here, ek wil U prys vanmôre. Here, ons wil U eer gee. Here, die Vader van die heerlikheid. Here, hy wat sy seun nie gespaar het nie, maar gegee het vir ons om ewige lewe te hê. Here, hy wat ons die mag gegee het om seuns en dogters van God genoem te kan wees. Here, U wat ons die mag gegee het, Here, om genoem te word seuns, dogters van God. U wat ons gemaak het die broers van Jesus. Here, U wat ons gesê het, U is ons God en ons is U volk. Here, ons wil U eer gee vanmôre omdat U ons eerste lief gehad het. Here, buite U is daar nie 'n God vanmôre. Here, U het ons eerste lief gehad. Met hierdie liefde het God homself geopenbaar aan sy kinders. En ek wil U prys vanmôre. Here het ons die ewige lewe geskenk. Deur die wedergeboorte, Here, het U ons ewige lewe kom gee. Deur die opstanding uit die dode, het U ons opgelig, Here, saam met Christus Jesus. Ek wil U prys vanmôre. Here, daarom kan ek vanmôre roep en erken en sê, the greatest thing in all my life is knowing Jesus. Amen. Die grootste ding vanmôre, Here, bo alles wat gebeur, is dat ek Christus Jesus het, en dat hy myne is, en dat ek syne is vanmôre. Greatest thing in all my life is knowing Jesus. Knowing Jesus.
Here, ons eer U vanmôre. Prys U vanmôre. Halleluja. Ek spreek die Here, my klein gewetentjie, my geliefde, ek het jou bymekaar gemaak om godsvrugtig in die Here te leef. Ek het jou bymekaar gemaak om 'n voorbeeld te wees op hierdie aarde. Maar kyk omdat ek jou hou om godsvrugtig te wees, is daar verdrukking. En daar is vervolging. Ek spreek die Here, ek weet nie dat ek weet, dat jy swaar kry. Ek spreek die Here, was dit nou nie ek, wat die kleinste van die broers gevat het, sy Dawid, en hom voor 'n Goliat gestel het. En ek dan Goliat in die berge en weggejaag. Nee, ek het hom gelos, en my knecht Dawid vol krag gemaak. En hy het oor Goliat geloop, die kleinste van die broers. Ek spreek die Here, ek weet vandag my klein gewetentjie, dat jy moeg geword het, dat jy swaar kry. Ek ken die maat van verdrukking, maar kyk, spreek die Here, ek sal jou weer vol krag kom maak. Kyk, in jou gee ek die opstandingskrag van die Heilige Gees. Kyk, ek maak jou groter as die verdrukking. Ek maak jou groter as die vervolging, en jy sal opstaan en oorwinning. Kyk, die lang nadat my knegte uit die woonkamer uitgekom het nie, het ek hulle weer by mekaar geroep, en ek het weer gekom en hulle krag gegee. Kyk, my geliefde, ek weet jy is moeg vandag, maar kyk, ek is in jou midde, en ek sal weer vir jou krag gee vandag. Ek sal jou weer sterk maak, en jy sal aangaan. Spreek die Gees van die Here. Halleluja. Ons loof U vanmôre, Here, dat U ons nie wees agterlaat. Here, dat ons mag weet vanmôre dat die oog van God op ons is. En Here, dat U kan sien wanneer die kinders van God verdruk word, en dat U die een is, Here, wat uitweg sal gee. Here, ek wil U prys vanmôre dat my God en Skepper onveranderlik is. Here, dit wat U vir die eerste kerk gedoen het, en dit wat U vir elke man en vrou gedoen het voor ons, sal U ook vir ons doen, Here. U sal ons krag gee. U sal ons versterk. Here, U sal ons optel. U sal vir ons 'n God wees. En Here, ons sal weer wandel soos oorwinnaars in die naam van Jesus. Here, ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen. Amen. Ek wil jou vra om jou sitplek net vir 'n oomblik in te neem, kind van God. Ek wil vanmôre met jou aangaan. Die boek van Efesiërs 1 vanaf vers 19. Terwyl jy so toe blaai, as jy geluister het vanmôre na die bediening van die Heilige Gees, sal jy hoor dat die Gees van God gesê het dat hierdie opstandingskrag weer vir ons daar sal wees. Dat dit sal vandag baie maklik en eenvoudig vir jou wees om te kan sê, maar weet jy wat, pastoor, ons volg nou die boek van Efesiërs, so die volgende logiese stap is dat ons sal uitkom by die gedeelte met betrekking tot die opstandingskrag, en dit beteken dat dit vanoggend half
'n toevalligheid sou wees dat die gawe en die bediening min of meer in lyn sal val. Maar ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan. Dat ek enigiets anders te kon bedien vanmôre. Ek sou nie noodwendig uit aangegaan het as die Here my nie toegelaat het om aan te gaan. Dis die eerste ding. Die tweede ding is die feit dat daar mense is vanmôre wat moeg is in hulle innerlike is raak gesien deur die Gees van God. En dis nie 'n mens wat die woordbediening, die gawebediening en die openbaring van die hart bymekaar kan uitbring nie. Dis net die Gees van God. So ek wil hê jy moet dit vanmôre aanvaar. En as jy nie die een is vanmôre wat in jou innerlike moeg is, dan is die bediening dalk vir iemand anders te vanmôre. Ek wil kortliks bedien vanoggend Efesiërs 1. En ek wil aangaan by vers 19. So laasweek vers 18 het ons gepraat oor die verligte oë van die verstand, sodat hulle kan weet wat die hoop, die uitnodiging van die roeping is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dan wil ek aangaan met vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Daai woordjie uitnemend, die Griekse woordjie is hyperbalou, wat beteken to surpass. Met ander woorde, daai woordjie uitnemend het nie 'n beperking. Dit beteken hierdie krag gaan verby. En ek gaan nou vir jou sê, waar gaan dit verby? Want die Bybel is presies geskryf. En die Heilige Gees het nie deur Paulus 'n fout gemaak toe hy die woordjie uitnemend gebruik het. Die uitnemende grootheid van sy krag. Daai krag is dunamis, wat beteken the ability to perform supernatural miracles of a miraculous power. So hierdie krag wat God het, dis 'n bonatuurlike krag wat verbygaan die normaal. En ek wil hê jy moet dit onthou vanmôre. En dan sê die Bybel van sy krag vir ons wat glo. Die oomblik as die Bybel sê die krag is vir ons wat glo, dan koppel God die beskikbaarheid van hierdie krag aan die gelowige. En as jy vanmôre hier sit en jy sê dat Jesus is die Here, dan beteken dit jy's 'n gelowige. Amen. Dan beteken dit hierdie krag wat verder gaan as wat ons kan begryp en verstaan, wat 'n bonatuurlike krag is tot my en jou beskikking. Nou by die kerk gesê het amen. Of glo jy nie vanmôre dat die bonatuurlike krag van God tot jou deel is? Is dit net vir sekere mense? En ek sê dit elke week en ons sê dit baie vir mekaar. Hierdie krag is nie beperk tot sekere mense nie. Die apostel Paulus skryf doelgerig en beslis vir die wat glo. Hy sê nie vir die wat groot geloof het nie. Hy sê nie vir die wat klein geloof het. Want ek wil jou vanmôre iets vra. Definieer vir my geloof in terme van groot en klein. Hoeveel geloof het jy gehad toe die Gees van God na jou toe kom en hy maak Christus aan jou bekend en jy ontvang Christus? Het jy klein geloof gehad of groot geloof of het jy geloof gehad? Dis nie 'n moeilike vraag nie. Jy het geloof gehad. Amen. Met daai kinderlikheid moet jy hierdie krag ook ontvang. Want as jy kan glo dat Christus joune is, dan beteken dit die bonatuurlike krag wat ver gaan is jou en my deel. Ons moet nie mekaar in die gesig vat en sê, pastoor, jy het groter geloof as wat ek het. Want jy vat jouself in die gesig as jy sê jy is klein gelowig. Want in matewaard van geloof het jy Christus ontvang. Jy het hom net ontvang, kind van die Here. Amen. Dan gaan jou apostel aan. Hy sê van sy krag vir ons wat glo, na die werking
van sy krag, van sy sterkte. Daai gedeelte wat sê dat die werking, die Griekse woord is kata, wat beteken intensiteit en dit beteken om weerstand te bied. Dit beteken hierdie wonderbaarlike werking van God, sy bonatuurlike krag, is 'n krag wat weerstand bied en wat 'n werking is in my en jou lewe. Die oomblik toe jy Christus Jesus ontvang het, het die bonatuurlike krag van God 'n werking gebied van intensiteit teen sonde in jou lewe. En daai krag se werking wat intensiteit gebied het en oortreffend is, het sonde en duisternis uit jou lewe uitgedryf in 'n oomblikse tyd. Glo jy dit vanmôre? Die krag van God het nie net in jou lewe ingekom en jy op die skouer kom tik en gesê welkom, jy is nou 'n seun en 'n dogter van God. Hierdie bonatuurlike krag van God het met intensiteit en weerstand in jou lewe ingekom en die werke van die duisternis in jou lewe uitgedryf. Dis wat met jou gebeur het. Of glo jy nie vanmôre dat dit 'n krag is wat weerstand bied teen sonde nie? Dis 'n krag wat weerstand bied teen die duiwel. Dis 'n krag wat weerstand bied teen oortreding. Glo jy dit vanmôre? Daai krag is in jou volgende. Daarom het jy die vermoë om van jou kant af weerstand te kan bied teen stryd, teen sonde, teen oortreding. Dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar. Amen. Wanneer daai werking in jou is, sê die Bybel die volgende, dat die werking, vers 19, van sy krag, van die krag, van sy sterkte. Nou daai krag van sy sterkte kan ek nie skei van mekaar. Daai twee voeg ek saam. En die Griekse woordjie is kritos. Kritos beteken oorheersende gesag of dominie. So as ek daai opsomming vir jou moet gee, wat vers 19 sê, is die volgende. Die oorheersende krag van God, wat met intensiteit en weerstand werk, is vir die gelowiges gegee, en is 'n wonderbaarlike krag, wat verder werk, as wat ek en jy kan verstaan. Julle is met my. Dan gaan die apostel aan, in vers 20, en hy sê wat hy gewerk het, in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en laat sit het, aan die regterhand, in die hemel. Die woordjie dode, wil ek hier moet vandag opslaan. Vir my en jou, in die natuurlike riem, is daar nie iets soos dood, wat finaliteit aandui. Wanneer iets tot 'n einde gekom het en het dood gegaan, weet ek en jy, ons kan niks daarin verander. Stem julle saam? Wanneer daar afwesigheid van lewe is, het iets dood gegaan. En toe Christus Jesus sterf en hy blaas sy asem uit, sou die mense wat vir hom gestaan en kyk het, hierdie moedeloosheid ervaar het, van daar is my seun, daar is 'n vriend, daar is die Messias, wat so pas 'n natuurlike reaksie gehad het, toe lewe uit hom uitgegaan het, hy dood gegaan. En toe daardie dood aangekondig word, het die mens geweet in sy wese, ek kan niks doen om hierdie dood situasie te verander. Almal is met my. Nou sê die versie voor dit, die uitnemendheid van die krag, wat verder gaan, as wat ek en jy kan verstaan. Toe die dood in Christus die finaliteit aankondig, was daar 'n krag van God, wat verder gaan as dood. Daar is 'n krag wat die dood nie kon onderwerp nie. Die dood kon nie die opstandingskrag aan hom onderwerp nie. Die onderwerping het plaasgevind toe die krag van God die dood afdruk en Christus opgestaan het op die 3de dag. So wanneer die apostel Paulus hierdie skryf, dan sê hy die volgende, die gesag van God se krag, wat uitnemend is, verder gaan as wat jy verstaan, 'n intensiteit van krag,
toe dit kontak maak met dit wat vir die mens normaal was, die dood, kon die dood hierdie krag nie onderdruk nie. Dis presies wat met my en jou gebeur het, die dag toe Christus Jesus aan ons geopenbaar is. Daar was dood in ons vanweë die sonde. En niemand kan dood onderwerp nie, behalwe die uitnemende krag van God. Toe daardie krag die dood in jou onderwerp aan hom, want God se gesag het weerstand gebied teen die dood in jou, het daar 'n nuwe lewe in jou opgestaan, die lewe van God is in jou geproduseer. Die opstanding van Christus uit die dode het in jou lewe ook plaasgevind, as jy vanmôre 'n kind van God is. Dis hierdie krag wat uitnemend is, wat verder gaan. Jy sien, as ek en jy vandag in die gesig moet kyk, is daar sekere dinge, en ons erken dit, wat ons wel kan doen. Dan is daar ander dinge wat ons nie kan doen. Dis waar hierdie uitnemende krag van God tot voluit kom. Die dood het nie 'n antwoord. Ek en jy het nie 'n antwoord vir dood, maar die dood het nie 'n antwoord vir die wonderwerkende krag van God. Die dood kan hierdie uitnemende krag wat verder gaan as wat ek en jy kan verstaan. Die dood het nie 'n antwoord vir hierdie krag nie. Daarom in hierdie gedeelte is daar twee dinge. Die apostel Paulus openbaar die krag wat verder gaan, die intensiteit en die weerstand. Dan openbaar hy wat vir ons natuurlik is die dood. En wanneer hy hierdie twee bymekaar bring, verklaar hy hierdie krag van God het heerskappy oor die dood. Dit verklaar ons dan vanmôre. Daar is nie 'n groter krag as die opstandingskrag van God in Christus gewees. Dood was die grootste krag op aarde. Dit het finaliteit aangekondig. Die apostel sê nee, daar is uitnemendheid. Daar is 'n krag wat verder gaan. 'n Krag wat weerstand bied, intensiteit in die dood, en hy wek mense op. En as die kerk nie glo nie, moet die kerk kyk na homself, want eers was jy dood gewees. Van die misdade wat in jou was, sê die Bybel, was jy dood gewees, maar God het jou opgewek. Dis almal met my vanmôre. Op die derde dag het God sy seun opgewek, want die dood kon nie weerstand bied teen die wonderwerkende krag van God nie. Op die derde dag het die seun van God opgestaan, toe die intensiteit van God se heerskappy kontak maak met die dood, en die lewe bied weerstand teen die dood en onderdruk die dood, toe staan die seun van God op. Op die derde dag. Gisteroggend, besig om af te sonder. En ek eer die Here. Ek prys die Here. En ek sê, Here, ons verstaan nie altyd al die dinge nie. Maar daar val iets in my hart. Die derde dag. Jesus staan by die disippels. En daar kan ek julle so toe vat. Matteus 17, vers 23. Sê vir my as julle daar is. Matteus 17:23, is julle daar? Jesus maak die volgende stelling: hulle sal hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. Jesus verklaar dat op die derde dag sal hy opstaan. Almal met my. Johannes 12. Johannes 12 vers 24. Jesus het die stelling gemaak in Matteus 17, op die derde dag sal hy opstaan. Dan het Jesus die volgende gesê, Johannes 12
vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus het gesê op die 3de dag sal hy opstaan. As hy nie gesterf het nie, sou daar nie 'n opstanding gewees het. As die koringkorrel nie in die grond geval het nie, sou dit nie nodig gewees het of moontlik gewees het vir God om hom op te wek nie, want hy sou nooit gesterf het nie. Almal met my. Die Bybel leer in die boek van Korintiërs dat 'n vleeslike liggaam is gesaai en 'n geestelike liggaam is gemaai. Toe Jesus erken dat hy op die 3de dag opgewek sal word, het hy ook erken dat hy sal sterf. En hy het verklaar dat die koringkorrel in die grond moet val. En toe die koringkorrel in die grond val en sy natuurlike liggaam word in die aarde gedeponeer, dit word gesaai. Toe word daar 'n geestelike liggaam uit Christus geproduseer en 'n geestelike liggaam word gemaai deur die opstandingskrag van God en God alleen. Weet jy waar is die geestelike liggaam vanmôre? Hier sit jy. Op die 3de dag het God die koringkorrel wat gesaai is gevat. En hy daardie natuurlike liggaam het hy 'n geestelike liggaam geproduseer. Die wonderwerkende krag van God het weerstand gebied teen alle dood en alle owerhede en alle magte. En die intensiteit van hierdie krag het veroorsaak dat 'n geestelike liggaam op die been gebring is. Die kerk van God is gebore. Almal met my? Die 3de dag. Wil jy met my gaan na Genesis toe? Genesis 1 vanaf vers 9. Almal daar. En God het gesê, laat die waters onder die hemel op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. En die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voorbring grasspruitjies, plante wat saad gee, bome, wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand, en dit was môre, die 3de dag. Op die 3de dag, toe God die water skei, en die droë grond oorbly, het die droë grond nog niks geproduseer nie. Eers, toe die woord van God uit sy mond uitkom, het die droë grond grassaadjies geproduseer. Jy sien, daar het lewe uit die aarde opgestaan op die 3de dag. Op die 3de dag het daar lewe uit die aarde uitgekom, nadat die koringkorrel in die grond geval het, en God het seuns en dogters, grasspruitjies en grassade uit die aarde opgewek. Op die 3de dag was die aarde woes en leeg, maar God het die aarde geproduseer. En daar het lewe uit die aarde uitgekom. Die 3de dag het simboliek van nuwe begin en nuwe lewe. Daar was nie gras op die aarde, daar was nie bome nie, daar was nie plante nie. Die aarde was droog. En toe op die 3de dag het God lewe uit die aarde geproduseer. Op die 3de dag het God lewe uit die graf geproduseer. Daar was niks gewees nie, tot op die 3de dag, toe die Seun van God opstaan, en die aarde het weer iets vrugbaar geproduseer tot eer van die Here. Niemand het gesien dat daar lewe uit 'n graf kon kom. Niemand het geweet dat daar lewe uit dood kon kom. En as ek nie dalk deel was van die skepingsverhaal en die aarde gesien het, die grond wat leeg en woes was, sou ons nie gedink het dat daar lewe kon wees nie. Maar toe God sy mond oopmaak, het God lewe in die aarde geproduseer.
Ek praat vanmôre met manne en vroue wat vanmôre soos die aarde voel, leeg en asof van niks meer in jou is. Praat vanmôre met manne en vroue wat sê, pastoor, daar's dinge wat begin doodgaan het in my. Daar's dinge wat begin afdwaal het in my. Daar's dinge wat begin weggeraak het in my. Ek verstaan die Here het aan my gewerk, maar is asof ek vandag op hierdie plek staan, waar ek nie sien dat daar groen gras in my is. Ek kan nie sien dat daar saad in my is nie. Ek kan nie sien dat ek vrug dra nie. Praat vanmôre met manne en vroue. Kan ek jou sê hoekom? Gisteroggend toe ek gaan sit, daai die verskriklike moedeloosheid oor my gekom. Dis asof ek vir die Here sê, Here, ek weet nie wat gebeur nie, maar is asof ek nie meer wil aangaan nie. En ek is seker daarvan vanmôre, is iemand wat vandag hier sit. Dis asof alles om my uitgedrein is en uitgeloop het. En ek voel asof daar niks meer is. Dis asof die aarde leeg en woes is. En ek kan nie sien hoe kan God die iets in my lewe doen. Ek wil jou vanmôre vra, as jy na die gawe geluister het, is wat God geopenbaar het. Jy sien, al lyk alles woes en leeg vanmôre, al is die aarde, as jy vanmôre as mens, asof daar niks is nie. Daar is 'n uitnemende krag, wat verder sal gaan, as dood wat jy dink in jou lewe is. As jy vanmôre dink, daar's verhoudings wat dood is, ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n krag van God wat herstel. As jy dink, daar's nie meer liefde nie, daar is 'n krag van God wat herstel. As jy vanmôre sê, ek het nie moed om aan te gaan nie, daar is 'n krag van God wat herstel. Die aarde het nie 'n keuse gehad nie. Toe God sê dat die aarde moet iets voortbring, grasspruitjies, het die aarde dit voortgebring. Toe die dood Christus wil vashou, het God gesê hy moet lewe en die dood kon hom nie vashou. Dis hierdie krag wat vanmôre by en joune is, kind van die Here. En ons kan mekaar in die gesig kyk en sê, pastoor, daar is verdrukking. God sal ons nie wegstoot. Ek glo vanmôre die werking van God se Gees. Ek glo dat God nie fout maak. Ek glo vanmôre al is dit net 1 of 2, dat daar mense is wat in hulle binneste wil hê die Here moet iets lewendig maak wat dood gegaan het. God moet iets lewendig maak vir jou vanmôre. En ek glo dat hierdie krag wat God vir ons gegee het, vandag nog vir ons is, kind van die Here. Was nie net eendag gewees vir die eerste kerk nie, dis vir ons vandag ook. Ek glo dit vanmôre. Dit kan maar woes en leeg wees, wanneer die lewe van God kontak maak met dit wat woes en leeg is, sal alweer iets uit jou geproduseer word, wat lewe is en oorvloed van lewe. Gloei dit vanmôre. Terwyl ek gisteroggend sit, en ek weet nie wie is dit vanmôre, begin ek verlang. En ek begin verlang na iemand. Ek sê, Here, ek verstaan dat ek vanmôre hierdie verlang het. En ek begin hartseer raak en ek begin te huil. En hier is iemand vanmôre hier wat verlang na 'n persoon wat nie meer met ons is. Daai verlange is besig om jou binneste seer te maak. Hier is iemand vanmôre hier wat 'n verlange het na iemand wat hulle geken het. Weet nie of die persoon gesterf het nie, weet nie of dit iets is wat gebeur het nie, maar hier is iemand vanmôre met 'n diep verlange en dit lê God moet hulle help. So ek wil jy vanmôre vra, kind van die Here, my woord is verby. Die gawe het alles geopenbaar. Ek het net bygevoeg tot die, ek gaan nie verder gaan nie. En ek wil vanmôre 2 uitnodigings maak. Daai mens wat daai verlange het, hulle verlang na iemand, hulle verlang. Ek wil hulle vra om eers uit te kom vanmôre. Ek wil net vra dat jy oor sal sluit. Vader, ek bid U vanmôre in die naam van Jesus. Here, U wat God is. Ek
bid dat U vanmôre sal kom doen, Here, wat U geopenbaar het. En ek wil U prys dat U God is. Ek wil U vanmôre eer gee dat U die Here van die leerskare is. En buite U, Here, wil ek vanmôre verklaar, is daar meer God nie. U is my God. U is my skepper. En ek prys U tot in alle ewigheid. Ek wil jou vra, daai persoon wat vanmôre hierdie verlang het, hierdie hartseer, dat jy vir my kom vanoggend. Ons gaan van 'n bid vanmôre, kind van die Here. As ons klaar gebid het, en ek 'n tweede uitnodiging maak. Daai dinge wat jy wil hê die Here weer lewendig maak en ons gaan vra dat die pastore wat hier voor staan, die sal kom bid asseblief. Prof, Pastor Denny. Die mense het vanoggend verlang. God wil iets doen vir hulle. Vader, ek prys U. Eer U vanmôre. In naam van Jesus Christus. Sal as jy vir ons iets kan speel asseblief. Baie lang terug, 'n vriend van my dood op 'n motorfietsongeluk. En hy was 30 jaar oud. Ons is begrafnis toe. En daai dag het sy 2 dogtertjies gesnik en gehuil. En daar's iets aan 'n kind wat snik en huil. Daai rou wat so uit 'n kind uitkom. Dit het my gebreek. En ek bly hartseer en ek gaan sit by die Here en ek praat met die Here. En die hartseer is in my. En daarom praat ek met God. En weet jy, daar gebeur iets met my. Daar het ek iets besef. Net God wat troos. Mense kan mekaar bemoedig en op die skouer klop. Dis net God alleen. Wat die mens kan troos, as die mens seer het in sy binneste van al binneste. Ek prys die Here, dat hy vanmôre kom doen het wat hy kom doen het. Ek wil 'n tweede uitnodiging maak van God. Waar is daai mense? Vanmôre sê pastoor hier binne, het ek gedink dis leeg, dis woes. Ek weet nie of nog iets uit my kan kom nie. Ek wil hê God moet iets herstel wat dood is in my, of wat ek dink dood gegaan het. Ek wil jou vra om vir my te kom vanoggend. Here, dis net God. Die derde dag, Here. Dis net God wat voor my lewe is. Vader, ek eer U. Is daar ook nog een wat vanoggend met uitkom, kind van die Here? Ek glo daar is nog een. Yes, Lord.
Bid asseblief die mense wat hier voor staan. Ek vir die man bid, die ons by voor kom staan, skryf iets by die kant. Pieter, ek wil graag vir jou bid. Here, ons gee erkenning vanmôre dat dit God is, in die vlees en bloed. Here, ons erken vanmôre dat dit die Gees van God is en die woord wat lewe is, in die vlees en bloed. Here, dit sal nie wees deur krag en geweld nie, maar deur die Gees van die Here, Here. Daarvoor wil ons U eer. Here, ek wil U prys dat my Vader nie bereid is om sy eer te deel met 'n mens. Want Here, U is die enigste een vanmôre wat eerwaardig is. U is vanmôre die enigste een, Here, wat erken mag word as die lewe van hierdie huis, Here. U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die werking, die krag, die opstanding. En ek prys U vanmôre. Buite U, Here, verklaar ons is daar geen God. Buite U is daar geen God, Here. U wil die hart van die mens deursoek. U wil die hart van die mens ken. En ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer gee dat U God is, dat U Vader is. Here, dat U by ons kom woonbaar het. Ek prys U. Ek eer U vanmôre. In die naam van Jesus Christus, God se Seun. Ek prys U. Ek eer U vanmôre. Kind van die Here, is iemand vanmôre hier wat dink oor hulle self dat hulle nie goed genoeg is vir die Here nie. Ek wil jy moet vir my uitkom vanmôre. Ek dink vanmôre hier waar jy sit, jy is nie goed genoeg vir God nie. Ek wil jy moet uitkom vanoggend. Vader, ons eer U vanmôre. Ons prys U vanmôre. Ons loof U vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Ek sien jou kans gee vanmôre, kind van die Here. Sal jy saam met my staan vanoggend? Here, ek wil U bid vanmôre dat sy die waarheid sal weet vanoggend, Here, want die waarheid sal haar vrymaak. Dat God sy Seun gegee het om vir haar te sterwe, Here, en dat U haar liefhet omdat sy aan U behoort en dat sy duur gekoop is deur Jesus bloed. Here, ek wil U bid vanmôre dat sy vanoggend, Here, nie sal links of regs kyk nie, maar dat sy sal weet haar hulp sal van die Here kom wat hemel en aarde geskaap het. Here, ek bid U vanmôre. U ken vanoggend Nikkie se pad. U ken vanoggend, Here, haar seer. U ken vanmôre, Here, die swaar kry. En ek wil U bid dat sy sal vashou aan 'n lewende God en weet vanmôre die Here het haar gesien. Hy het nie van haar vergeet nie.
En God sal vir haar deure oopmaak, Here, en daar sal 'n getuienis wees dat God goed is in haar lewe. Ek wil U prys vanmôre. Here, ek wil U bid om alles wat verby is in haar lewe, Here, vanmôre toe te vou onder die bloed van die lam, dat God dit sal wegvee en vir haar 'n begin sal gee vanmôre. Here, wat nuut is, want die oog van die Here is op haar. En ek wil U prys vanmôre dat God van haar weet, dat sy vanmôre, Here, goed genoeg is, dat die Here sy hand sal uitsteek. En daarvoor wil ek U eer vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen. Amen. Waardig het ons bid. En is ons eer dat God ons besoek. Ons prys U tot in alle ewigheid. Ons tot daarin en vir ons afsluit vanmôre. Vader, aan U lof en eer, heerlikheid, majesteit, koningskap tot in alle ewigheid. Ons prys U dat U God is. Ons loof U dat U nog bedoeling is waar vir die mens. Here, wie beter ken die innerlike van die mens, die gees van die mens, die hart van die mens as U, ons skepper, ons maker, ons voorbeelder. En dat U kom vandag net U alleen eer. In die naam van Jesus Christus prys ons die Here dat U ons vanoggend besoek het deur die Gees, deur die woord, deur die aanraking. Dankie Here vir die voorbereiding tot vanoggend. Dankie Here dat ons vandag kan weggaan met die wete dat U altyd met ons is en die woord is altyd waar, dat ek jou nooit sal vergewe en jou nooit sal verlaat nie. En selfs wanneer ons dink ons op ons eie staande, dinge probeer wegsteek en weghou, Here, sien U tog alles raak. Daarvoor prys ons U. Dankie vir elke siel wat U vandag kom aanraak. Dankie vir U goedheid, U guns. Dankie dat U ons God is en U alleen. Dankie Here vir die bloed van die lam. Dankie vir Jesus Christus. Dankie vir die opstandingskrag. Dankie vir daardie krag wat so verder gaan as wat ons ooit kan dink of verstaan. Dankie dat U klaar dood oorwin het. Daarvoor loof en prys ons U. Dankie dat ons kan deel wees van U liggaam. Deel wees, Here, van U erfenis. Dankie dat ons kan lewe in hierdie laaste tyd, in die eindtyd. Soos U die eerste gemeente, Here, geseën het, so sal U ook in die laaste dae die seën uitstort, U Gees oor hulle wees. Daarvoor prys ons U. Here, dankie dat U oog op hierdie klein gemeente is en die klein kerkie. En ons weet met God dat U sal doen soos die U bepaal en soos U besluit het vir die grondlegging van die wêreld. En daarvoor prys ons U. Mag ek nou die seën oor die gemeente uitspreek met God, deur U naam, die naam van Jesus Christus ons Here. Mag die liefde van God, die genade van God, die genade van die Here Jesus, die gemeenskap van die Heilige Gees met iedereen elkeen wees. Dankie Here. Amen. Amen.